Goeiedag, ons is steeds besig met ons hoofstuk oor funksies en dit is gaan nog steeds oor die interpretasie van grafieke. Ek wil graag in hierdie video na 'n paar alternatiewe metodes kyk om probleme op te los wat gaan spesifiek oor die aard van wortels. Net vlugtig vir die teorie. Aard van wortels kom van ons kwadratiese formule vandaan, waar ons spesifiek fokus op die diskriminant wat gelyk is aan b² min 4ac. Indien die diskriminant kleiner is as 0, dan praat ons van hy het nie reële of geen wortels nie. Met ander woorde, die sketsie, jou paraboolfunksie sal glad nie die horisontale lyn of jou x-as sny nie. Wanneer die diskriminant gelyk is aan 0, is daar gelyke wortels. So jou draaipunt is op jou x-as of die horisontale lyn. So dit lyk asof daar net een wortel is, maar onthou, dis nog steeds 2 wortels, maar dit is 2 gelyke wortels. Diskriminant groter as 0 gaan vir jou 2 ongelyke wortels gee, met ander woorde jou horisontale lyn sny jou parabool. So jou aard van wortels kan basies een van 3 tipe ongelykhede gebruik. Kom ons bestudeer weer hierdie voorbeeld. Die funksie fx is gelyk aan x² min 4x plus 3 word gegee, en daar word gevra vir watter waardes van k sal fx is gelyk aan k 2 verskillende reële wortels hê. Nou daar is 3 metodes. Die eerste metode verwys na fx is gelyk aan k as die snypunte van y is gelyk aan fx, die parabool, en 'n horisontale lyn y is gelyk aan k. Nou in die skets is y is gelyk aan -1, spesifiek die vergelyking van die horisontale lyn. En hierdie vergelyking, soos wat jy nou hier op die skets kan sien, maak dat daar gelyke wortels is. So vir verskillende reële wortels beteken dit hierdie blou horisontale lyn moet 'n klein bietjie opskuif. En dit gee vir ons die oplossing dat k groter as -1 gaan maak dat daar 2 verskillende wortels is. Die tweede metode wat ons kan gebruik, gaan ons eers bietjie aan die vergelyking gaan herskryf. So, fx min k is gelyk aan 0, en as jy nou hierso gaan onthou, 'n funksie, en as ons iets gaan byplus of gaan aftrek, beteken dit daar's 'n vertikale skuif wat plaasvind spesifiek van ons funksie. Kom ons kies vir k is gelyk aan -1. Vervang dit in jou vergelyking, so dan kry ons fx minus -1, wat ons kan herskryf as fx plus 1. Wat beteken ons hele funksie skuif slegs 1 eenheid op, wat beteken daar is dus nou gelyke wortels. Vir 2 verskillende wortels beteken dit ons funksie moet net so klein bietjie meer as -1 opskuif. Selfs net iets soos minus 0,5 gaan maak dat hy verskillende wortels gaan hê. Die derde metode is 'n baie meer teoretiese metode, en dit is nogal, as ek die Engelse woord kan gebruik, 'n foolproof manier, wat altyd gaan werk. In hierdie geval gaan ons ook gebruik fx min k is gelyk aan 0, maar hierdie keer gaan jy in die plek van die fx jou funksie gaan invervang. Maak seker hy is in die standaardvorm, naamlik ax² plus bx plus c. Want nou kan jy volgens die teorie jou diskriminant gaan kry. En vir verskillende wortels, ongelyke wortels, moet ons diskriminant groter wees as 0. Nou vir die diskriminant, onthou ons, gebruik ons b² min 4ac, so vervang dit alles in, vereenvoudig dit na 4 plus 4k groter as 0. Nou is dit 'n gewone ongelykheid wat jy gaan oplos. So ons gaan kry 4k moet groter wees as -4, en uiteindelik kry ons dan ook dat k groter moet wees as -1, wat dieselfde oplossing is as wat ons met die vorige 2 metodes gekry het. So, daar is 3 metodes wat jy kan gebruik. Maak nie saak watter metode jy gebruik in die toetse en eksamens nie, jy gebruik die metode wat vir jou die maklikste is. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld.
In hierdie voorbeeld is dit nou waar x² min 4x plus t gelyk is aan 0 en dan wil ons hê dit moet nie reële wortels hê nie. So die eerste metode wat ons hiermee werk, is om na ons oorspronklike funksie te kyk. In die oorspronklike funksie sien ons is t se waarde gelyk aan 3 en dit gee vir ons dat daar 2 wortels is. Indien ons egter die hele funksie met 1 opskuif, dan kry ons dat daar gelyke wortels gaan wees. En as ons dit dan nou gaan uitwerk om te kyk wat is ons t-waarde, kry ons dat t is gelyk aan 4, gee vir ons gelyke, of met ander woorde dan daai 1 oplossing. Maar ons wil hê daar moet nie reële wortels wees nie. So ons funksie moet nog so klein bietjie opskuif, beteken dat indien t groter is as 4, gaan ons kry dat daar nie reële wortels is nie. Vir die tweede metode kan ons dan ook daai teoretiese manier gebruik. So kom ons werk weer uit wat is die diskriminant. Nou die diskriminant, weer eens b² min 4ac, moet kleiner wees as 0 vir nie reële wortels. So, werk uit b² min 4ac en vereenvoudig dit en dan kry ons 16 min 4t kleiner as 0. Wat vir ons gee min 4t moet kleiner wees as min 16. Nou as jy nou gaan onthou terugdink aan ongelykhede, die oomblik wanneer ons nou gaan deel of gaan maal met 'n minus, dan swaai die ongelykheidsteken om. So, deel met die minus 4, gee dan vir ons op die ou end die finale oplossing van t groter as 4, wat dieselfde oplossing is as die eerste metode wat jy met behulp van die skets gedoen het. So weer eens, jy kan besluit wat se metode werk vir jou die maklikste, werk dit om dit met die skets dit te gaan uitwerk, of verkies jy die meer teoretiese benadering. Hoop dit help jou.